Dat U hierdie kosbare toewonder sal ontvanklik maak vanmôre vir hierdie woord. Dat ons in hierdie oggenduur in ons harte sal voorneem om meer vir God te doen. En dat U meer in ons lewe sal word. En ek hoop dat vanmôre dat elke skeidsmuur wat tussen U en ons staan, dat U dit vanoggend sal verwyder. Father God, I want to pray that there will be nothing that separates us from God's grace and favor in our lives. And any separation that we will build up in a wall, whatever case may be, I pray in the name of Jesus that You will break it now. Yes. And that we will hear the word and the voice of God this morning. Amen. In Jesus' holy name. Thank You, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ek gaan vanmôre met U praat en ek wil U moet 'n oop gedagte hou. Be open-minded and listen to the word of God. Somewhere in our lives we are all confronted with certain aspects that causes us disappointment. Ek dink nie hier is een persoon wat hier sit vanmôre wat nie iewers in U lewe teleurgestel was. Die een. Het sy in Uself, het sy in iemand anders, het sy in 'n besluit, but somewhere you are exposed to great disappointment. Maar saam met dit, I'm sure we all have been confronted with a broken heart for whatever reason. En ek kan vanmôre waarlik sê, ek weet wat dit voel om gebroken van hart te wees. Dat ek eintlik so hartseer is, Gerrit, dat ek eintlik krampe in my hart gekry het. Ek praat van seer. And if you've never been there, you won't understand it. En ek praat van die seerste seer wat 'n mens kan beleef. En ek glo al van julle het al so iets beleef waarvan ek praat vanmôre. Ek het die boodskap voorberei en ek sê, Lord, what are you trying to tell us? And God said to me, this most excruciating situation you can find yourself of a broken heart can never compare to my heart that broke when man became disobedient towards God. Nothing can compare to it. En die Here neem dit op my hart en ek het gister my begripsvermoë, ek praat van myne, die is gelukkig baie slimmer as ek. My begripsvermoë vanmôre ontbreek om het verder tot sy volle potensiaal te verstaan. My verstand kan dit net nie verstaan. Hoe is dit moontlik dat die Almagtige, die skepper van alle dinge, so hartseer kan wees? En nou jy weet, that's anthropomorphosis. Dat God eintlik, die woord is, he was so sorrowful. Hy het geween oor sekere dinge. En liewe broer en suster, maak nie saak vanmôre wat u hartseer is of was nie. Ek wil daarby stil staan vanmôre, because I want to speak to you about from brokenness to wholeness. En dit is interessant dat dit wat die Here vir u wil sê vanmôre, van gebrokenheid tot volheid. Afrikaans verduidelik ek my nie so baie
mooi nie, maar from brokenness to wholeness. En ek gaan 'n paar goedjies vir u noem vanmôre, dat u moet verstaan waar ek vandaan kom met hierdie boodskap, en wat ons kan doen om by dit uit te kom wat eintlik vir God belangrik is. Ek wil dit herhaal. I want you to bring you to the point that you must get to the point where it's not about you. It's about what's important for God. Amen. Ja, jy kan bly wees. Want dit is belangrik vir my. You see, we apply our lives in such a way that we focus on what's important for us. En ons is so gedryf deur hierdie dinge wat belangrik is, dat ons hele lewe en energie en alles toespits op wat ons in hierdie tydelike lewe wil verwag en verkry. Dat ons eintlik mis waaroor het gaan. The greatest disappointment that a person can experience, or let me rephrase it, the greatest heartache you can ever experience is disappointing God. En ek wil eintlik sê, waarom is disappoint God daar? I want you to absorb what I say. Ek het hierdie week voor die Here gehuil. Ek het gesê, Here, ek voel so minderwaardig. Ek voel so, om is te fyn. Wat er my van jy en God, wat jy hierom, ek weet wie ek in Christus is. Maar dit wat ek doen, hoe ek het doen, is it enough for God? Is het rechtig? Is het rechtig? Genoeg vir God? I'm so overwhelmed with, en ek praat van mense so deurdronge en oorweldig, deur wat hulle najag, dat dit wat hulle vir God doen, heel onder op die lys staan. En die energie, en die krag wat ons daarin toespits, is onvoldoende. That's what I do for God. If someone did it for you, would you be happy about it? Neem my mooi hoor. Vanmôre gaan ek mense goed dink. If we do things for God, if someone had to do the same task for me, would I be happy? Kom ek gee 'n voorbeeld. Mense bly vir nitty-gritty pot snop, verskoon die uitdrukking, weg van die kerk af. Want dit krap my in my gees, want mense dat verskonings pateties is, om die kerk toe te kom. Maar as iemand 'n afspraak met u moet maak, en hulle kom dit nie na nie, gaan u hoogs onstig wees. But God has an appointment with us this morning. God was here long before we got here. He was waiting for us. He is waiting for us to come and worship Him, and glorify Him, and honor Him, and raise Him up. Maar weet jy wat, mense is so vol verskonings, maar Boeta, laat hulle net in die hospitaal eindig, dan lyk my foon so. Pastoor, kan jy vir Pietie en Sissie en Clara en al die mense gaan kyk, hulle lê op sterf in die hospitaal. En weet jy wat? Partykeer voel ek om vir hulle te sê, nee. Want toe hulle die geleentheid gehad het om hier te wees, het hulle nie gekom. Maar nou moet ek alles los, en ek moet agter hulle aangaan. The only reason I do is because I'm doing it for God, not for me. Because maybe, brother, maybe, in that moment, their lives can change. It might be their last chance. It might be the only chance I have. Ek kry gestaat, André, kan dit.
Ek kry actions and my thoughts do I disappoint. Here, ek wil net gou hierdie briefie klaarmaak. Here, ek wil net gou hierdie programmetjie op my TV klaarkyk. Amen. Here, ek wil net gou hierdie transaksie klaarmaak. When I'm finished through this, weet jy wat sê mense altyd vir my, en ek bedoel niks daarby. If the shoe fits, wear it this morning. Pastor, wag net tot ek my pensioengeld kry, gaan ek vir die kerk 'n klop gee. Dan sê ek vir my vrou, watch, binne 3 maande is daai mense weg. Want elke keer as ek weet iemand gaan op pensioen of hulle gaan pensioengeld kom, kry verdwyn hulle. You're not committing to me, you're committing to God. If you don't want to give me of your pension, it's not to me, you're giving it to God, not to me. En as jy dit nie vir die Here wil gee nie, hou dit. Maar moet nie sê ek gaan dit gee en ek gee dit nie. Want wat sê die skrif, broer Nico? Dis beter om te doen en nie te beloof as om te beloof en nie te doen nie. En dan 2 jaar later, dan krepeer hy en sê, hierdie jy veel van wat ek het gedoen. Die vamos. Is dit nie so nie? You're not disappointing me. Can you imagine how God must feel when I say, Lord, you gave me your all. En as die Here gesê het, ek gaan aan die kruis staan, en ek kom by die kruis, en hy sê dit raak nie moeilik, en hy sê vir ons, wow, jy moet maar jou eie sonde dra. How many times do we disappoint God in our lives? En ek praat vir myself. En ek het in hierdie week, ek gesê, Here, bewuslik of onbewuslik, as ek jy teleerstel, vergewe my. Help me to have a pure mind that only seeks to please God in all things. Always pleasing God. Kan jy dink, as ons God teleerstel, daai teleurstelling wat die Here kan, geen terapie kan dit regmaak. No therapy. En ek kan vanmôre vir u sê, broer en suster, dan gaan 'n dag kom, wanneer mense gaan hoor hoe teleurgesteld hy God gemaak. Maar ek wil by dit stil staan nie. Dink net vanmôre aan Adam. Hoe moes God voel? Die een wat hy geskaap het na sy beeld, na sy gelykenis, hom sy gees gegee het, en vir hom gesê, jy is my seun. Hoe teleurgesteld moes hy gewees het, toe hy die een opdrag wat hy gehad het, wat hy moes uitvoer, nie kon uitvoer. Een opdrag. En ek wil vanmôre vir u sê, dank die Here, dit bly nie net by die teleurstellings in die hartseer nie. Al klink die boodskap op die oomblik baie negatief, it's actually positive. Because God takes you from the disappointment and He takes you to the victory. He takes you from the brokenheartedness and He takes you to the wholeness. Because He heals the brokenhearted. He sets the captive free. Ek praat nie van iemand wat 'n geliefde verloor het aan die dood nie. En kom ek help gou die manne reg. Broers, het jy geweet en ek gaan vir skrif gee. Iemand sê vir my, maar hoe is dit dat mans nie sonder 'n vrou kan leef, maar vrouens sonder mans? Dis ek that's the way God intended. And I'll give you scripture for it. En hulle nie hulle staan verstop as ek hulle by die Bybel uithaal. In the beginning God created man. Then He did something. The Bible says, and God saw that it's not good for Adam to be alone. Adam. And He made a woman, a partner for Adam. Man was never created for Eve. Eve was made for man. So when the man falls away, die vrou gaan aan, want sy is 'n halwe. Want sy kan aangaan as 'n halwe. Maar die man kan nie. Dis realiteit, ek vir algemeen. Jy kry nie een of twee wat aangaan vir ewig. Ek dink hy sê bly sy vrou gee hom nie meer vitamine pille nie. Julle ken die storie, nee. Hierdie ou saffer, hy seer, hy reumatiek in sy knie. Julle weet as jy 50 raal, dan begin hy so voel. Die knieknop, die rugstring, jy klim in die bed en dan rol jy so.
Dan sit jou voete eers af. En dan wat dan jou bene swaar en dan jy so regop. Dan loop jy badkamer toe so. Net in die bathroom is. Kyk jy maar af nou met die iemand gesprek. En bos aan terwyl jy in die posisie is. Dis ek reg. Want die rug is te styf. En hierna jou eerste koppie koffie, dan voel jy is hierdie koffie net nou vir my darm juice gegee. Nou is jy weer sharp. Is so. En hy het hierdie pyn en skete. En hy suffer en sy vrou sterf. En sy is hemel toe. En hulle het die Here gedien. En 'n paar jaar later sterf hy. En hy kom in die hemel en hy kry sy vrou daar. En hierna so 1 miljoen jaar. En oggend staan want daar was nie tyd in die hemel. Ek oordryf nou 'n bietjie hoor. Maar as nie tyd in die hemel. Kom hy nou met sy vrou en sê, I'm tired of this nonsense. I said, what? He said, if it wasn't for you, I could have been here long ago. And half the pains I had, I wouldn't have had. And says, hi, what do you mean? Hy sê, jy het my al die vitamine gegee en al die goed in my aan die lewe te hou. Plaas los jy my nie dat ek doodgaan, asof jy altyd pyn in die gehad het nie. Soos jou vrou, die ander dag bring my vrou vir my wit pilletjie daar. Ek sê, vat die vie. Wat sy pilletjie is die? Sy sê vir my, you question me. That's a very dangerous point to be at. Nou, ek weet nog steeds nie wat sy pilletjie is dit hoor. Ek drink om uit. Ek dink is maar om my aan die lewe te hou. Maar kan jy dink, hier kom die Here by Adam. En hy sê die volgende Adam 3 hoor. Genesis 3. Sommer 'n nuwe boek geskryf in die Bybel. Adam 3 vers 9. Is hy nie daar nie? Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u gereis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? But God comes to Adam and I just want to rectify something. He doesn't say to him, where are you? God knew where Adam was. He was actually saying to him, Adam, what did you do? Adam, what did you do? Jy weet as, en ek kan nooit verstaan nie, a mother, no matter what comes out of her mouth, the child knows what she's saying. Because she says one thing, but she means something else. Is dit nie so? Mamas? Die ma sal sê, hoe lyk jou kamer? Of sy sal sê, is dit 'n varkop? Ons weet ons dis nie 'n varkop. No matter what she says, waar is jou ore? Die kind weet waar sy ore. Maar nou vra die ma, waar is jou ore? Then you put him down in the child's mind. Where's his ears? Is dit blompotte? Wat mag ek maar pyn maak hier op my kop? So maak jy saak wat iemand sê nie, en dis presies hierso, wat as 'n ma sê, wat het jy gedoen? Sy weet goed wat die kind gedoen het. Maar sy vra, wat het jy aangevang? Liam is nou net so groot. En ek gaan klaar sien wat sê sy ma vir hom baie. Jy is stout. Want as ons iets doen en hy sien dit lyk nie of hy dit like, dan sê, stout. Stout. En ek dink sy ma sê vir hom, Liam, jy is stout. Is ek reg, sussie? Ek het van die regte naam gegee, die was nie sy naam, maar ons kan. Wat het jy gedoen? En weet jy, ek merk toe iets op hierso. Hy sê, ek het u gereis gehoor. You see, the presence of God brings an awareness of holiness. Amen. When I saw that, something went on in my mind. Amen. God's presence automatically brings a sense of holiness. Amen. So when you're in the presence of God, you don't want to do the wrong things. Because you're conscious about what you're doing.
En weet ek, toe begin ek bid in die week, toe ek hierdie skrif begin neerskryf, en ek berei voor, ek sê, Here, let me always be in the presence of God, so I'm aware of your holiness. No matter what. Amen? Want jy sien, dan hoef ek nie vir jy sonde te preek in hierdie goed nie, because if you're God aware, you're not aware of your sin. You're aware of His holiness, and His righteousness, and the right doing, and what is right in His presence, and pleasing God and God alone. En hier kom en hy sê, Here, ek het gevaar. Die heilige van die heiliges is hier, en ek is naak. I'm not there where I should be. I'm not doing what I should be doing. En dit bring die woord daar is a sorrow over God of His disappointment. Let's not disappoint. There was a self-consciousness of his situation. En hier kom die Here. En ek wil, dis my inleiding, is julle nog oké? Hier kom die Here. En hy begin herstel wat die mens verbreek het. God restores what man distorted. The destruction man brought upon himself, God sent someone to fix it and to heal it. I say, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word to heal your disease. Ek wil vanmôre sê, sin is a disease. Because it's an addiction. Listen to what I'm saying. It's an addiction. Why do you think people keep doing it? Ek staan hier so en jy must maar take offense if you want to take offense. En ek sien by die begrafnis in heerlikheid. Die ouens, hulle kan rook hoor. Dit lyk soos die Jobbik-stasie as die trein uittrek. It's just smoke and smoke and smoke. En die ouens staan op. And it's one after the other, one after the other. It's kiddies, there's all sorts of people there. En it's net rook wat so onder die dak uittrek en dit gereën. En die ene sê vir my, Pastor, we saw him smoking, but you know, we're battling with it. I said, no, keep smoking, I like it. I said, what? Ek sê, ja, julle weet mos, julle was nou net in 'n begrafnis. Ek het 'n paar weke terug hier van julle familie gedoen. So hou rook. Julle gaan my ryk maak. Keep smoking. And I'm marrying you soon. Keep smoking. It's lekker. Ek sê julle bære soms die pakkie sigarettes. Rock, you want rock? I'm going to say, what did I say? Frank. En hulle kyk my net so aan. You see, God comes. He restores the man's broken heart due to his disobedience. You see, because when God is in relationship with you, He doesn't want to see you disappointed. He doesn't want to see you suffer. En hier is die ding, hier is nou iets baie mooi. Dit sê, die Hebreëse woord is Naham. Nou ons weet een van die profete is Nahum. The root word is Naham, which means the following. It is comfort God offers after the fall of man in the restoration to his likeness. So God is actually saying, julle het geval. Julle het my teleurgestel, maar ek herstel die teleurstelling. En toe ek het sien, dis ek Here, dankie Here, vir liefde en genade, dat God herstel ons, in ons kere wat ons miskien God sal teleurstel. Miskien sê die Here, doen iets en ons versuim om dit te doen. Dan weet jy wat gebeur, God sê iets wat kan. I'll restore it. I'll restore it. Die Bybel sê iets vir ons daar in Jesaja 40. And I give it in non-English and Afrikaans because they're both are powerful. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is. Dat haar skuld betaal is.
the dead, so that we can be restored, so that God can have a relationship with us. Ek is seker iewers in die lewe het u en u vrou al 'n argument gehad. If you've never had an argument, never. Amen. Met daai dogter van my. Impossible. Impossible. Sy sê eendag vir my, vrou, mama, luister na my oor. Mama, ek sal verdenk. En my vrou sê, wat? Sy sê, ek hou om die broer. Toe het ek nou nie geweet nie, nou het ek uitgevind. Sy dit sê kan my om op bankie dra. Hallo. Kyk wat sê. God declares, comfort, comfort my people, offering hope after the consequences of judgment. Offer them hope. What is the hope this morning? He paid the price for our transgressions. He has given us the restoration to restore us back to what we should be. Amen. Back to what God wants us to be. He has taken the brokenness away. That what was broken between the communication between God and you and I, He has restored us. Amen. Praise the Here. Now we stand in the presence of God as restored people. Nou daar's 'n program op televisie waar hulle hierdie ou geroeste karre vat. Ou karre. Die God is sterker. En dan herbou hulle hierdie voertuie. En as hulle klaar is, lyk dit of hy so pas uit die fabriek het gekom. En ek kyk altyd die program en dink ek by myself, net soos hier 'n plaat aan sit en hier 'n nuwe ding in sit en 'n nuwe engine in sit, 'n nuwe drade in sit. Ek dink God werk so met ons. Hy kom en dan sien hy, okay, hier is ons nou 'n bietjie van 'n tyd en haal hy die tyd uit. En ek sien hier is so 'n bietjie iets wat nie lekker is, hierdie bedrade, your wires are not completely correctly lined up. Then God rewires you. I think that's the first thing God should do, is rewire us. As dit nie so nie. As die Here ons nuwe bedrade gee en hy maak ons denke reg, dan kom alles sommer saam met dit reg. Jy sien baie keer wil ons die mense se uiterlike reg maak. But we've never restored the heart, which only God can. God restores the heart. You restore your mind. Amen? God's not going to change your mind. Die Here gaan kom en hy gaan vir jou 'n nuwe hart gee. Want nou moet ek my deel doen. I need to change my mind. Mense dink God gaan vir my 'n nuwe denke gee. No. You've got to understand what God wants from you. By studying His word, hy gaan nou weer uitkom. Jesaja 59 vers 1, kyk die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie hoor nie. See, the Son of Man broke off God's heart, because God wants a relationship with you. He doesn't want to be the steering wheel. He wants to be the steering wheel. Amen. He wants to be in charge. Romans 5 verse 9, kyk hierso. The restoration that takes place. Since Christ's blood has now given us God's approval, we are even more certain that Christ will save us from God's anger. If the death of His Son restored our relationship with God while we were still His enemies, we are even more certain that because of this restored relationship, the life of His Son will save us. He approves of you this morning through the blood of His Son. Maar ek wil vanmorgen vir u sê, that's not where it stops. We have a responsibility and an obligation towards the kingdom of God. Amen.
Not just me. Ek is besig om 'n curriculum te skryf vir Bible students. Want ek praat nie van teologie, ek praat van Bybelstudente, mense wat God soek. En een van die curriculums skryf ek, Nico, the intent and purpose of God's church. What is God's purpose with the church? Veel mense hier te kry op 'n Sondag op tiendes en overal is op te neem en Sondagskool, and that's not the purpose. The purpose of coming to church on a Sunday is empowering, enlightening, enriching, and setting forth to go and to worship God in the gathering of the saints. Maar hy sê in 1 Korintiërs 14, hoe staan die saak aan broeders en susters? Wanneer julle by mekaar kom, dan het die pastoor die boodskap, die lied, die offer, hy het alles. Nee! Hy sê, dan het een van julle 'n psalm, 'n ander een 'n lied, 'n ander een 'n getuienis. Nee, maar hy vol seën te doen. Hy werk ons net sonde. En dit vir u. I wish. En weet jy wat besef ek? Your love for God increases with knowledge of God. Because the more you know God, the more you know His love. Amen. Dis allemaal ironies. Die wêreld sien God as 'n God van wraak. Ons sien hom as 'n God van liefde. Because they don't understand God. They think God is sitting there with a whip. Maak 'n fout. Dan gaan ek jou slaan. Because that is the perception people create of who God is. He's a loving God. He's a kind God. And He's a righteous God. We have a responsibility towards this God. En ek wil vanmôre by u pleit. Vanmôre by u dit laat. Let's not get to the point in our life where we become so used to disappointing God that we just carry on without thinking of consequences. En in klein goedjies, waar mens so maklik net die oor kan wegdraai van wat God sê, omdat nie by u aanklank vind. As jy staan in 'n tou en jy moet vir iemand die groceries betaal, ek gaan dan eendag ook in die tou staan en gaan sê, Here, Lord, I'm trusting you for my groceries. I've paid enough for other people. That's my thing. I also want someone to pay for my groceries. Julle lag. Ek kom dan, ek het die verhaal vertel van die tannetjie. Haar Randfontein nog. Was Randfontein? Was dit nog 'n moeilijke verhaal? Is dit nog 'n moeilijke woord gebeur? En my vrou het op baie stadium so 4 kilo's van die werk afgebeur. En ek het net 'n honde praat oor, al die herinnering. En so hier by die middel van die maand. Nou onthou ek praat van 17 en 5 is 22 nou. Ja. 23 jaar terug. So dit, 100 rand was toch al baie geld. En omdat my vrou na by die huis gewerk het, was 50 rand vir 2 weke genoeg vir om by die werk te kom en terug. En ek staan in die Pick-n-Pay en ek staan by die kassier en die staan iemand agter my. Nou ek is 'n ou wat nie daai keer hoe baie rond gekyk het nie. En ek staan so en ek dink aan goeders en ek is besig met my pyn sin en alles wat met die people wat gebeur. Ek weet nie wat doen hier in die tou nie. Hier is dan kyk ek wat se ander ouens se trollies. Okay, hierdie ou, he's got too much money and the other one's got less. Kom ek los vinnig net vinnig kan ek gaan afwyk. Net sê. Ek staan hier nog in die tou en dan was hy doing my shopping. And I've got the chicken breasts and I've got the ostriches and I've got the eggs. Maak het soms so 5 tray eggs. Ostrich meat, vlees, not the eggs, gewone hoenderryke. En ek het so 5 van hierdie lae eiers in die trolley.
En die ene kom staan agter my, man is 'n groot ou. En hy sê vir my, "For who's there?" Ek sê vir hom, "For me and my son." Hy sê, "All that for you too." Ek sê, "Ja, ons eet so 550 eie se maal." Hy sê, "Why don't you start a chicken farm?" Maar ag, maar ons storie korte. Hy sê toe vir my, "What must I do to start looking like you? To say, shop the same way I do." Dan doen hy nou 'n koud daarin, en 'n chocolate, en 'n chippy, en al die lekker goedjies. Wat hulle nou moet vir my stap, die maak so. Jy wil dit nie sien. Want dit is dan wel lekker, hoor. Come on. 'n lekker cheese curl free is dan wel baie lekker. As hy chips so op jou tande vasplak in hy kaas sit so, en jou verheelde raak, dit is wel baie lekker. Is dit nie? Come on. Ons wees eerlik. En 'n licorice. Hy licorice all sorts. Yo, hy center met hy licorice. Eet jy nie licorice? En jy kan van New Zealand. En jy weet nie licorice. Jy het niks geleer daar nie. Nie dat nie. Maar in elk geval. En ek staan hier op Pick n Pay en ek het net hierdie honde. En die Here sê vir my, "Betaal die vrou se kruisies af." And immediately I'm saying, "Lord, but this is what I'm buying is almost 50 rand. That leaves me with 50. En ek kyk toe so terug en ek sien sy het 'n trolley vol. En die Here sê vir my, "Vertrou op my nou. Ek gebruik altyd my vrou as profet." Ek sê, "Here, wat gaan ek vir my vrou sê?" Jy weet, dis nou, hy kom toch voor regering. Jy moet verby haar kom. En die Here sê vir my, "Just trust me." This is a testimony. I want you to understand something. A testimony. En algeval langs my kop, betaal toe. Sy sit al goed daar neer en ek sê toe vir die kassier, "Jy lei nie gehad goedjies op." En die vrou is baie verstom. Sy sê, "Excuse me," en sê, "No, just bring her stuff up, I'll pay for it." Ek betaal en ek loop. Ek van die change en dit was so brons, 'n bietjie silwer. Wat ek kon jy nog brons kry. Ek sê dit in my sak en ek loop uit. En die vrou kom my agterna gejaag en sy sê vir my, "Meneer, ek het nie kos nie, my kinders het nie geëet vir 'n lang tyd. En ek het hier kom staan. En ek het gesê, as daar 'n God in die hemel is, that's fine. If there's a God in the hemel, let someone pay for my curses." En so klein en vrou, ek sal nooit vergeet, al hoe vonnetjies die pak swart van die vrou. Meelbrandjies rol so. As hy sê vir my, "I'm sure you an angel God is." En ek sê, "Mevrou, weet jy wat is engel? It's God's people. Doing God's work." So if you doing God's work, you're an angel. God is it. En het gaan 2 weke gaan voorby, en of die maal kom, en ek gaan broekstuur. Want op baie stadium betaal ek nog my studies, en ons het nog $1 betaal die koop. En ek gaan broekstuur. Maar ek geweet van God gaan ek werk, no matter what. En ek krijg 'n oproep van 'n persoon. En hy sê vir my, "Jy moet my kom sien, dis dringend. Dis die Vrydagmiddag." Ek sê vir hom, "Wanneer is die tomorrow? Maar jy moet 1 uur by my huis wees, asseblief. Dit is belangrik dat jy stil is." En ons ry toe deur, en is daar naby Carletonville. Ons gaan na die huis toe. En ons stop by sy huis en hy sê vir my, "Don't get out, just follow me." En ek dink, "Joh, is hier soveel huispolies." Maar dis onmiddellik by my opkom, hier is huispolies. Dat hy kon nie met die huis praat, die kinders is daar maar. Hy sê, "Just follow me." En ek ry agter hom aan. En ek sê, "Jy is hier. Is hier nou, jy is hier nou." Maar dan is ons daar in Vogel, jy weet wat is Vogel. Net so voor jy in die einde van die wêreld kom, jy val af. Dis Vogel. En as 'n plek, President Brandstein of iets, Checkers, Pick n Pay ding daar. En ons stop daar en daar's 'n wimpie en nog hierdie is omtrent te swaar saam. Ons moet in die wimpie gaan koffie drink. En
En ons stap in, en ek gaan by die oop en hy sê, where you going? Ons sê, jy wil my mos sien. Hy sê, nee. Gaan vat vir jou 2 trollies. En pak het vol groceries. Hy sê, maak het vol. Ek betaal vir jou vir dit. En ek my vrou is baie beskryf. Ek is van een pakkie blokkerkie. En ook van een peanut butterkie. Nou jampie. As ek geweet het, wat ek toegeweet het, en ek so bologna ingepak. En ons pak en is so 2 trollies is so kwart. En ek gaan na die counter toe en hy sê vir my, "What's fout met jou?" En ek sê vir hom, "Wat bedoel jy?" En sê ek het gesê, "Maak hom vol." En ons pak hy trollies vol. En ons het my kruis het al per jaar. Omdat ek verleid was over een vrouwtje. En weet ek staan daar, maar did ek sê, Lord, I was not the angel. She was the angel. Thank you that I was obedient to see God's angel. Because God said, don't disappoint God. Because He will never disappoint you. Never. Ever. Trust in the Lord. Al is het hoe moeilik. My lied wat ons vanmorgen gesê het, was so toepaslik. Al val alles uit mekaar uit. Trust in God. He will make a way. He will carry you through. Kom ons staan voor die aangesig van die Here. Our Heavenly Father, we glorify